is dit die maand Abib of Nisan deel 9. Ek is professor Hans Reslinghuis van die eerste gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek dink spesifiek aan my heel nuutste boek, is 'n A4-5 boek, dik 500 bladsye, in kleur, swart en rooi geskryf, op wit papier. Dit hanteer die hele boek Hebreërs. Die boek Hebreërs, waarheid of leuns, u kan nie sonder dit wees nie. Tensy u weet hoe die Seun ontstaan het, hoe die Vader ontstaan het, was die doel dat ons op die aarde moet wees. Tensy u weet dat Hebreërs 7 vers 18 sê, dat die 613 wette van Moses, die Sabbate, die feeste, die Pasjag, jy noem het wat jy wil, is alles tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Wat sê jy daarvan? Kom ons kyk. So jy belangstel, kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://yafashua.co.za. As dit dalk is dat dit die eerste keer is dat jy dat die reeks kyk of luister, gaan na deel 1, begin voor, jy kan nie hier begin nie, dan het jy die kat aan die sterkbeet. Gaan na deel 1, begin reg voor, want jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Het is ook uiters belangrik dat jy inteken op YouTube kanaal, jy moet, is gratis. Teken in, sodat jy die verskillende kennisgewings kan ontvang van die studies waarmee ons besig is. As ook ons TikTok boodskappe, moenie dit mis nie, maandag tot Vrydag. Steek ook die kontak vir die vriende en kennisses, hierdie reeks is lewensveranderend, skryfblok en pen moet jy byderhand het, en natuurlik sitplek gordel in Afrikaanse seatbelt, of 2, want daar is 'n paar geestelike skokke. Het is belangrik dat u sal verstaan dat ons onsself nie identifiseer met enige groepe, kerke, organisasies of denominasies in die wêreld nie, soos enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe. Inteendeel moet u gaan luister na Japie van Zyl se reeks wat ek onmiddellik preek oor Japie van Zyl en die doderyk. Die boek, ons is nie verband aan die Hebrew Roots Movement nie, Sacred Name Movement, die Ja-beweging nie, ons behoort nie aan die Jehovah's Getuies, Sewendag Adventiste, enige protestante kerk, katholieke kerk nie. Ons behoort aan niemand nie. Daar's nie 'n hoofkantoor nie, daar's nie 'n uitvoerende raad nie, daar's niks. Ons is net 'n Bybelstudiegroep wat reg deur die wêreld funksioneer. En weet jy wat? Siele word elke dag bygevoeg. Dit is nie 'n kerk of 'n organisasie nie. En elkeen doen dit op 'n eie tyd. Ons gebruik hoofsaaklik die antieke Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 weergawe van Dr. Joseph Briand Rotterdam, waar die naam Here Jesus in werklikheid Yafashua was, of is. Die naam God is in werklikheid Elohim of Hashem. Die naam die Here is in werklikheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons gaan aanhou waar ons voorheen opgehou het. Nou, sy naam kon nie Isis of selfs Jesus gewees het nie. Het jy dit? Johannes 19 vers 19 en 20. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit. En daar's geskrywe, Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Hy het wat? Hy het geskryf, Jesus die Nasareëner. Ons praat van meer as 2000 jaar gelede. Dit is onmoontlik. Daar was nie iemand soos Jesus nie. Want die letter J het nie bestaan nie. In daai tyd nie. Die letter J is eers in 1624 geskep. Nee, 1524. In die 16de eeu geskep. Gaan kyk op AI, Artificial Intelligence. Gaan kyk daar. Hy sê vir jou. Jesus die Nasareër, die koning van die Jode.
Johannes 19:20, die opskrif dan het baie van die Jode gelees. Omdat die plek waar Jesus gekruisig is, dis nie Jesus nie. Maar iemand sê nou die dag, my prof, maar dit staan in ons 33 Bybel geskryf. Wel, wie die 33 Bybel geskryf? Die Katolieke het dit vir ons geskrywe. Gaan kyk na hierdie reeks van die begin af, dan sal jy sien, ek het dit ons vir jou al bewys. Hy sê, omdat dit die plek, die Jode het gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was, en dit was geskrywe in Grieks, ekskuus tog, in Hebreërs, Grieks en Latyns. Hebreërs, Grieks en Latyns. Die vraag is net, wanneer was die letter E eers dan geskep? In die 16de eeu. Nou, hoe kon die letter Jesus, of die letter J, met die woord Jesus, op die kruishout geskryf gewees het? Nog 'n godsdienstige leuen. Nog 'n Rooms-Katolieke leuen, wat aan die godsdienstige mense as die waarheid geleer was. Jy sien, Paulus kom en hy skryf, hy sê ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar ons sal eendag ten volle ken. Ek het dit ook geglo my lewe lang. Tot so 15, 16 jaar gelede, toe my oë oopgegaan het. Die naam Isis was die Romeinse god. I-S-I-S-O, I-S-O. Nou kom ek net gou verduidelik. Isis, I-S-I-S, is 'n Egiptiese godin. Het jy dit geweet? Isis, I-S-I-S. Sy was die Egiptiese godin. Moeder Maria, Semiramis. En Isios, I-S-E-O-I-S, Isios, was die manlike songod. Die ewebeeld, dit is in Hebreërs, in Romeins, die ewebeeld van Zeus, die songod, was Isios. Die naam Isis of Isios was die Romeinse songod, wie in werklik die Griekse songod Zeus was. Hierdie Romeinse songod is Isios, of die vroulike weergawe Isis, vervang die naam Jafashua in die 2de eeu, wanneer die Griekse Septuaginta, die LXX, deur die Romeins-Katolieke kerk geskep word. Jo. Hierdie Griekse LXX, wat beteken 70, het jy dit geweet? Beteken 70. O nee, verduidelik hulle vir jou, dat die Jode het die Septuaginta gehad. Maar, dis snaaks. Dis nie wat dit was nie. Daar was 72 Jode, wat die Torah geskryf het, herskryf het, gedupliseer het. 72. Daar was 6 uit elke stam van die 12 stamme van Jakob. 6 maal 12 is hoeveel? 70. Is dit 70? Nee, 6 maal 12 is 72. Maar die LXX, as hulle nie die LXX gebruik het, die tekens nie, wat beteken 70. Nou sê hulle dat die Jode het reeds die Septuagint geskryf. Dit kan nie wees nie. Want hulle was 72. Dit was nie die 2de eeu Septuagint nie. Septuagint of Septuagint. Dit was 70. Jy sien hoe word 'n leuen gevoer. En 'n halwe waarheid is 'n volle leuen. Die Griekse LXX sou die verdraaide en korrupte Griekse teks word. Daar was nooit 'n Septuagint in die Hebreërs gewees nie. Hulle het die Torah gedupliseer. Waar nou sê hy, die Griekse LXX sou die verdraaide en korrupte Griekse teks word, waarin elke Bybelvertaling wat in die toekoms sou kom,
se Nuwe Testament uitvertaal sou word. Tot vandag toe. Tot vandag toe. Hulle het is 'n korrupte en verdraaide teks. Dis 'n korrupte en 'n verdraaide teks. En dis waar die name verander is. Die naam van Jahvashua verander is na Isios. Die naam van die vader Jaffa is verander na Kyrios. Wat beteken songod? Wat in die 6de eeu Latyns Theos geword het. Wat in die 13de eeu Lord geword het. Wat in ons Afrikaanse Bybels Here geword het. Gaan lees wat sê Hosea 2 vers 15 en 16. Jy sal my nie langer noem my Here nie, H-E-R-E, hoofletters, maar my man, my Baal. Vers 16 sê, dan verwyder ek die name van die Baals, Here, H-E-R-E, uit julle midde. Wat staan op die mans en vrouens se toilets is dit deure, dames en Here. Jy sal kom sê die woord, die 33 Bybel sê, so kom en sê Here, Here, Baal, Baal. In die naam het ek duiwels uitgedryf en siekes gesond gemaak. Hy sal sê, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Hy sê so, dis nie ek wat dit sê nie. Hierdie Griekse LXX sou die verdraaide en korrupte Griekse teks word, waaruit elke Bybelvertaling wat in die toekoms sou plaasvind, ekskuus tog, se Nuwe Testament uitvertaal sou word. Jahvashua het die Gees gegee. Johannes 19 vers 30. Johannes 19. En toe Jahvashua die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die asem of die Gees of die asem gegee. Die groot Sabbat in die middel van die week. Ons is besig om te kyk na die Pashach, die groot Sabbat, en die gewone Sabbat, wat dan van die Vrydag aand na die Saterdag aand toe sou gewees het. Die weeklikse gewone Sabbat. Nou moet jy jou sitplekgordel vasmaak. Johannes 19 vers 31. Dit sê, Johannes 19 vers 30, en toe het Jahvashua asyn geneem het, sê hy, dit is volbring, en het sy hoof gebuig, en die Gees of asem gegee. Vers 31. En dat die liggaam van Jahvashua, en my vingers maar kyk, nie op die groot Sabbat, die Pashach, die Pascha, aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding van die groot Sabbat, die Pashach, die Pascha, se voorbereiding was. Staan dit in jou Bybel so? Staan dit in jou Bybel so? Want die dag van die Sabbat was groot. Watter dag? Woensdag aand. As die son sak, dan breek die groot Pashach, die groot Sabbat aan. Kom ons lees weer net vers 31. En dat die liggaam van Jahvashua nie op die groot Sabbat, die Pashach of die Pascha aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding van die groot Sabbat, Pashach of Pascha se voorbereiding was. Daar staan dit, voorbereiding. Die Woensdag was die voorbereiding klaar, as die son sak. Want die dag van die Sabbat was groot, as die son sak, Woensdagmiddag. Wat sê u? Waarom was die Sabbat groot? Want dit was die herdenking van die uittog van die Israeliete uit Egipte land. Wat dan hulle nuwe jaarsfees vir die volk van Israel geword het. Wat Jahwe Almagtig self vir die volk van Israel bepaal het. Toe het die Jode vir Pilatus gevra dat hulle al 3 wie op die kruise gehang het, se bene gebreek moes word. Want dit sou die dood verhaas, as hulle uitgebloei het, en hulle daarna weggeneem kon word, of moes word. Vers 32, die soldaat het toe gekom, en die bene van die eerste een gebreek, en ook van die ander een. Wie saam met hom, dis Jahvashua, gekruisig was, maar hy het mos nou reeds gesterf.
Maar toe hulle by Jafashua kom en sien dat hy alreeds dood was, hy het gesterf, het hulle sy bene nie gebreek nie. Waarom nie? Waarom het hulle nie sy bene gebreek nie? Want die lam wat die hoofpriester van die Ou Testament moes offer, mag geen gebrek gehad het nie. Want Jafashua was die perfekte slagoffer vir die Nuwe Testament, wie ook ons in 2021 se sondes weggeneem het. Hy was die Nuwe Testamentiese verbondsoffer, Jafashua. 'n lam sonder gebreke. Bloed en water, vers 34. Maar een van die soldate het hom, dis Jafashua, met die spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water uitgekom. Dus op 'n dag nog steeds die bloed en die water, soos in enige menslike geboorte, natuurlike geboorte. Die ma verwag, die eerste teken wat sy sien is die bloed, die begin van die nuwe lewe. Wat sien ons eerste as ons tot bekering kom? Die bloed van Jafashua. Die tweede een is die breek van die water. Wat gebeur nadat ons die bloed gesien het, ons bekeer het? Die breek van die water, in die naam van Jafashua, tot vergifnis van ons sonde. Hy sê, en dadelik het daar bloed en water uitkom, wat vir elke sondaar die teken van wedergeboorte is, wanneer hy of sy tot bekering gekom het, wanneer die bloed van Jafashua ons gered het, en ons van al ons sondes en ongeregtighede, en wanneer hulle dan begrawe word in die waterbad, volgens die doop of die onderdompeling, wat in water gebeur. Dit is nie 'n sielkundige ding, of 'n geestelike ding nie. Volgens Johannes 2 vers 36, 41, u kan dit gaan lees. Volgens Handelinge 2 vers 36, 41, ook Johannes hoofstuk 3 vers 1 tot 12. U kan dit gaan lees. Galate 3 vers 26 tot 29. U kan dit gaan lees. Nou is dit uiters belangrik om te lees en te verstaan wat die volgende skrifgedeelte ook vir ons in 2026 verduidelik. Die eerste dag van die week. Onthou, ons is geleer dat liewe Jesus is op Goeie Vrydag gekruisig en dan het hy Sondagoggend opgestaan. Nou dit klink als goed en wel, maar verduidelik vir my net, hoe kry jy 3 dae en 3 nagte van Vrydag aand na Sondagoggend toe? Daar's 'n manier. Daar's 'n manier. As jy dit kan regkry, kan jy my kar kry. Ek gee hom vir jou persoonlik. Ek wag vir 'n challenge, vir iemand om te vra, hy wil my verduidelik, hy wil my kar hê. Die offer is oop, hoor. Lukas 24 vers 1 tot 3. Lees wat staan hierso. En baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week. Nou dit is wat die godsdienstige wêreld nog altyd totaal en al gerettel het. Dit het ons totaal van ons spore afgestoot, toe ons in die kerke was. Wanneer is die eerste dag van die nuwe week vir ons? Is Maandag, 'n minuut na 12 op 'n Sondag nag. Dan begin Maandagoggend. So wat doen ons? Ons lees op die eerste dag van die nuwe week, dan verstaan ons is Maandag. Was nie Maandag nie. Want onthou toe ons die kursus, die studie begin het, ek gesê, ons werk met die Hebreëse kalender en met die Hebreëse tyd. 30 dae 'n maand, 360 dae 'n jaar, 12 maande 'n jaar. Dis 'n jaar, 360, soos elke maand 30 dae. Vir Israel, vir die Jode, is Sondag die eerste dag. Want hulle het op die 7de dag gerus, wat van Vrydag aand tot Saterdag aand toe is. So Sondagoggend is die eerste dag van die nuwe week, nie Maandag nie. So daar's die hele dag vorentoe, dis waar almal dit mis. Dis waar almal dit mis.
Jy sien, almal soek die voorbereiding van die Pesach op die donderdag. Was nie die donderdag gewees nie. Voorbereiding die woensdag aand het dit opgehou. Jafashua die woensdag aand gesterf, of die woensdagmiddag gesterf. Josef van Arimatea en Nicodemus het hom van die kruis kom afhaal en gaan begrawe, voor die son gesak het. Die woensdag aand. Want as die son sak, en die eerste ster is sigbaar, dan is dit die aanbreek van die 16de dag, die Pesach, die groot fees, die Pascha. Halleluja. Dis die donderdag, nie die Vrydag nie. Skielik lyk alles anderster, want ons kyk wat die Bybel sê. En onthou, hier is nie Prof Hannes se teologie nie. Ek preek dit goed vir baie jare reeds. Dis skrif. As ek verkeerd is, hou op om my name te noem. Vergeet van my titels. Kom, vat my oor die woord. Die oukies wat so, die pastoortjies wat so, hulle nie vir hulle mense kan verduidelik nie. Jy moet nie na daai halfmaal professortjie luister nie. Wat hulle sê, jy kan my noem net wat jy wil, maar jy gaan eendag voor jou verstaan, omdat jou mense nie wou leer, die waarheid leer nie. Te trots om te sê die kerk het ons verkeerd geleer. Te geworried om uit die kerk uit te gaan, julle jobbies verloor, as julle die waarheid preek. Want almal is onder die juk van die Rooms-Katholieke kerk. Lukas 24 vers 1, baie vroeg in die môre, op die eerste dag van die week, met ander woorde, dis sondagoggend vir die Jode, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en speserye gebring wat deur hulle toeberei was. Vers 2. Hulle het die steen van die graf afgerol gevind. Met ander woorde, die graf was oop. Op die eerste dag van die week, wat nou sondagoggend is, en nie soos die kerk vir ons geleer het, goeie opstandingsmaandag nie. Vers 3. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van Jafashua gekry nie. Hoekom nie? Want hy het opgestaan. 3 dae en 3 nagte. Maak jou sitplekgordel vas. Volgens die skrifgedeelte sal nou vir ons ook in 2016, ons in 2026, bewys dat Jafashua 3 dae en 3 nagte in die doodryk moes deurgebring het. Voordat hy uit die doodrykheid kon opstaan. Net soos Jona. Die Bybel sê, net soos Jona, 3 dae en 3 nagte in die buik van die vis was. Goed. Die Paasvrydag kruisiging en die opstanding. Jy sien, want Tertius in sy katholieke trawante en sy vrymesel haar trawante, hulle het ons gaan invertaal in ons 33 Bybel, in die Ou Testament een plek en in die Nuwe Testament een plek van die Paasfees en die opstanding. Paasfees. Daar was nooit so ding soos 'n Paasfees nie, want die Paasfees is gekoppel aan die Paashaas, wat gekoppel is aan die Hindoes se godsdiens, die haas, die hoender en die haan. Paasfees. En dis hoekom 1 jaar gebeur die Paasfees aan die einde van Maart en die volgende jaar in die begin van April, want die Hindoes werk op die volmaan vir die Paasfees. Hulle noem dit die Astara fees. Omdat meeste van ons in protestante en katholieke kerke opgegroei het, was dit vir ons van kindsbeen af geleer dat liewe Jesus 3 dae en 3 nagte in die doodryk gewees het. Man, van ek my verstand gekry het, is ons geleer dat liewe Jesus was 3 dae en 3 nagte in die doodryk gewees. Daarom het ons nooit werklik aandag aan dit gegee nie. En aan hierdie Rooms-Katholieke godsdienstige leuen vasgehou. Want ons was geleer dat die kerk nooit vir ons sou gelieg het nie. Nou kan u self bepaal of die kerk vir jou gelieg het en of ek vir jou lieg.
en of die Bybel vir jou lieg. Want iemand is besig om vir iemand te lieg. En weet jy wat? Die wonderlikheid is, ek besluit self. Die volgende vraag is belangrik om te verstaan. Waar is die doodryk? Psalm 55 vers 16 en 17. Koning Dawid spreek nou ook in beeldspraak. Ons moet die beeldspraak verstaan. Psalm 55 vers 16. Laat die dood hulle oorval. En laat hulle lewend in die doodryk neerdaal. Want boosheid is in hulle woning, waar hulle hier op aarde woon, in hulle binneste. Sien jy die beeldspraak? Jy kan nie net lewend in die doodryk indaal nie, jy moet sterf. Jy moet die beeldspraak reg kan verstaan. Maar ek, koning Dawid, ek roep Jahwe my Elohim aan. En Yeshua die Almagtige sal my verlos. Waar is die doodryk? Dis in die kors van die aarde onder ons. Dis hoe die Bybel dit sê. En die volgende skrifverwysing moet na die beeldspraak gekyk word. Anders sal jy nooit hierdie gebeurtenis reg verstaan nie. Jona en die groot vis. Johannes 1 vers 17. Johannes 1:17. En Jahwe die Almagtige, dis die Here, het 'n groot vis beskik om Jona in te sluk. En Jona was, hoe lank? 3 dae en 3 nagte in die ingewande van die groot vis gewees. Nou kom mense, hulle sê maar, waar het hy suurstof gekry en so aan? Ek weet nie, die vis haal mos suurstof in. Ek weet nie, dit is beeldspraak. Hierdie is beeldspraak. Dit gaan nie vir my oor die vis nie. Dit gaan vir my oor dit wat Jahwe ons wil leer. 3 dae en 3 nagte. Die waarheid. Nou gaan ons vind hoe Yeshua self met die Fariseërs en die Sadduseërs praat, die geestelike skynheiliges, en ook sommige godsdienstige mense, ook in 2026. Julle kan nie eers die tekens van die tye onderskei nie. Matteus 16 vers 3. En in die môre storm weer vandag. Want die lig is donkerrooi. Met ander woorde, julle onderskei en verstaan die weer. Nou sê hy, en in die môre donder weer vandag, want die lig is donkerrooi. Gefeinstes. Julle weet wel, om die voorkoms van die lig te onderskei, en dan kan julle godsdienstige mense vandag ook in 2026 nie eers die tekens van die tye onderskei nie. Hy sê dit, daar staan iets geskryf. Waarom wil julle nie net die bonatuurlike geopenbaarde woord glo nie? Want dit pas nie julle godsdienstige dogmatiek en teologie nie. Hallo? Waarom soek julle 'n teken? Matteus 16 vers 4. 'n Slegte en oorspelige geslag soek na tekens. En geen teken sal aan hom of haar gegee word, behalwe die teken van Jona, die profeet. En hy, Yeshua, het hulle, hierdie Fariseërs en Sadduseërs en godsdienstiges, verlaat en weggegaan. Wat doen hulle? Hulle soek tekens, hulle soek dit vandag nog. It's wonders, signs and miracles, rolstoele, mense moet opstaan en ek sê, my Bybel sê, die grootste wonderwerk is wanneer 'n siel tot bekering kom. My Bybel sê, as een siel tot bekering kom, is daar blydskap in die hemel. Nie wanneer een ou uit sy rolstoel uit opstaan en wanneer 2 ouens sien nie. En dan 90%, 99,9% van daai wonderwerke word georganiseer voor die tyd. Matteus 12 vers 38. Ons wil 'n teken van u sien. Matteus 12 vers 38. En toe spreek sommige van die skrifgeleerders en Fariseërs en sê, meester, dis Yeshua, ons wil graag 'n teken van u sien. Waarom? Om homself te bewys?
Die teken van Jona. Matteus 12 vers 39. Maar hy dis Jafashua antwoord en sê vir hulle, 'n slegte en owerspelige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom of haar gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Die vraag is nou, wat is die teken van Jona? Wat sê hy? Wat is die teken van Jona? Luister wat sê hy. Hy sê, 'n slegte en owerspelige geslag soek 'n teken, en geen teken sal aan hom of haar gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Nou verduidelik Jafashua vir hierdie godsdienstiges 2000 jaar gelede, en ook vir hierdie klomp kerke vandag in 2026, wat hierdie teken van Jona is. Weet u wat dit is? Die Rooms-Katolieke, Protestant en Charismatiese kerke het die teken van Jona vir meer as 600 jaar totaal en al misgelees. En daarom hou meeste van hierdie kerke Constantyn se Paasfees, Goeie Vrydag, Easter weekend, om die begrafnis en die opstanding van Jafashua te vier. So hulle hou dit. In hierdie volgende skrifgedeelte verduidelik Jafashua self vir hulle en vir ons in 2026 wat die teken van Jona is. Nou wat gaan ek doen? Ek gaan net hierso stop. Ek wil hê vir huiswerk moet u gaan soek en kyk wat is die teken van Jona. Gaan internet toe, gaan kyk wat sê die internet. Kyk as jy net Galileo vertel wat is die teken van Jona. Maar kyk of jy in die Bybel dit kan optel. Wat is die teken van Jona? Want hy sê, julle is 'n slegte en 'n owerspelige geslag. Julle kan die tekens van die son en die maan en die sterre lees, maar julle kan nie eers lees wat in die Bybel staan nie. Pateties. Pateties. Dus so die tyd ons gevang, as Vader wil. Of voor ek het sê, versprei die video, deel dit met mense, praat hieroor. As Vader wil, tot volgende keer. Maranatha. Jafashua kom weer. Halleluja.